Tot so baie dinge in my lewe gebeur en toe teen die tyd wat ek gaan swat het, toe wil ek net geld maak. Ja. So toe gaan swat ek ingenieurswese en ek was eintlik op daai stadium in my lewe so ver van die Here af. Ja. Ek het getwyfel, baie getwyfel. Mm. So toe moes ek ook nou eers daai pad stap. Mm. Ek is dankbaar vir die man wat die Here vir my gestuur het, want hy het my teruggevat na die Here toe. Awesome. En ja, toe eers weer omtrent op 22, 23 tot bekering gekom. Toe geweet ek moet in die bediening wees. Sure. Maar dis nie so maklik nie. Ja. Jy het skuld, jy moet werk. Johan Ja. het nog geswat, hy was in sy finale jaar. Sure. So ek het alleen gewerk en Toe het jy nou in ingenieurswese? toe ek in ingenieurswese. Ja. En toe het ek 'n dosent geword by Tikkies. Okay. En dan dink jy mos maar okay, jy weet jy moet in daai rigting gaan, maar dis nie nou realisties nie. Ja. So dan ooreed jy jouself, jy's eintlik waar jy moet wees, nê? Ek onthou dit so goed en ek ken soveel mense wat hulle self ooreed nee, oor daai nie moontlik is nie. Ja. Is ek eintlik waar ek moet wees, so kom ek fokus, so Ja. ek was ook maar daar. Ja. Maar uiteindelik het die Here vir my die pad oopgemaak en kon ek in die bediening ingaan en ek is dankbaar daarvoor, maar dit was 'n lang pad. Ja. Hallo, my naam is Ila Skeepers en subscribe vir my pa se channels. Hy's die beste channel mens en hy het mense hierso. Die mense kom kuier en subscribe net want ek wil hê hy moet famous word. En my, so subscribe ook vir my en vir my boetie en vir my Ola. En bye. Welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Dit is altyd lekker en 'n voorreg om hier te wees saam met julle. En vanoggend het ek weer 'n dame in die ateljee. Wat nog steeds vir my nuut is want maar is 'n groot blessing en is lekker en ek's dankbaar vir die Here dat hy vrouens begin stuur want vrouens, ons het besef dat amper 50% van ons kykers is vrouens en ek het 'n teorie daaroor, maar my teorie is dat vrouens net wil verstaan wat in man se koppe aangaan, maar dit kan dalk ook net wees dat daar's 'n groot roeping op vrouens se lewens ook en mans is nie die enigste een wat die koninkryk kan uitbou nie. Vrouens is net so belangrik en hulle rolle is net so belangrik en dis waaroor ons gaan praat vanoggend met Eugene. Ja, Eugene Botha. Sy is 'n pastoor en 'n beraader en ek het nou vanoggend 'n bietjie navorsing gaan doen oor haar en sy is eintlik 'n ingenieur ook en sy is dit en dat en dit en sy's 'n ma van 4 en sy's 'n skrywer en vanoggend praat ons oor jou nuwe boek, né? Nee? Ja. Sy het 2 boeke. Julle moet gaan kyk, maar ek gaan nou sy meer praat. Ek gaan nou stil bly. Terwyl julle hier is, laat asseblief vir ons 'n like, 'n opmerking en subscribe as jy so gelei voel want dit help ons om hierdie gesprekke voor meer mense te kry. Maar Eugene, baie welkom. Dankie, Audrey. Dis lekker om jou hier te hê. Ja, baie dankie vir die uitnodiging. Ja, ek waardeer dit. Ek is regtig ek saai dit want soos ek sê, ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen oor jou vanoggend en ek sien jy's eintlik 'n besig, nee, jy het 4 kinders al klaar, is genoeg om 'n mens ongelooflik besig te hou. Ja. En dan is jy nou nog 'n pastoor en jy's 'n beraader en 'n skrywer. So vertel ons 'n bietjie meer. Okay, wel, die skrywer is eintlik redelik nuut. Ja. So my eerste boek het eintlik hierdie jaar uitgekom. Die jare tussen ons. Yes. Dis 'n storieboek. So ek het net gevoel terwyl ek berading gedoen het, terwyl ek met mense gewerk het en pastorale gesprekke met mense gehad het, wou ek wou iets skryf waarin ek sekere van hierdie beginsels wat ek gewoonlik met mense deel tydens berading, wou ek in 'n boekvorm sit en in 'n storievorm. Want mense lees storieboeke. Yep. Mense hou nie baie van handboek 5 tipe. steps to become a good parent. Nee, mense hou van storieboeke. Ja. So ek het eintlik van baie jongs af wou ek baie graag skryf. Is dit? Ja. Dis Ek dink net dit was net nooit prioriteit nie. Dit is altyd iets anders wat eers moes gebeur. Ja. En toe het ek net gaan sit en skryf en hierdie storieboek het na my toe gekom en ek het baie daaroor gebid. Ja. En dit het net gevloei. Dis so cool. Ek love dit. Ek dink die beginsels in die boek het baie te doen met
gebrokenheid Ja. en as jy self deur gebrokenheid gegaan het, Ja. wat om daarmee te maak Ja. en wat die Here daarmee maak Yes. eintlik. Yes. Ja, so die boek gaan oor Elaine en Alex. Ja. Moet ek vir jou Dis 'n bietjie roman, agtergrond nee. gee? Dis 'n roman. Ja, vertel ons bietjie asseblief want ek het nou ek sal graag wil weet oor die boek want dit het vir my amper gelyk soos 'n nee, laat ek eers hoor wat sê jy want ek het 'n indruk gekry en dit het vir my baie cool geklink. So maar laat ek hoor eers by die skrywer voor ek my Okay. Dis 'n liefdesverhaal. Yes. So ek dink vrouens gaan dit meer geniet Ja. as mans. Daar's baie manne wat geniet om 'n love story te lees. My man het hom gelees. En? Glo dit. Ek dink dis sy eerste liefdesverhaal. Johan, wat het jy gedink? Laat weet. Ja. Ja, hy het hom gelees. Hy het hom die aand begin en hy was die volgende oggend 9:00 was hy klaar. Is jy ernstig? Ja, So hy het hom gebinge en hy kon hom nie neersit nie so. Dis awesome. Maar in elk geval, so dit Ja. dis 'n liefdesverhaal. Yes. Van jongs af lees ek liefdesverhale Ja. en Wie was jou gunsteling? Sorry, net so side note. wel, ek het nie altyd Christelike Ja. romans gelees nie. Ja, So ek maar nie het al- almal van ons het nie. Ja, nee. wel. Ek het al die grootste verskeidenheid gelees. Afrikaans is dit natuurlik Enne Marie, Sarah Dupisani. Ja. Hulle is my gunsteling. Ek Ja. sal nou nog 'n Sarah Dupisani boek vat en Ja. dit baie geniet. Yes. En Christelike roman natuurlik Francine Rivers. Mm. Al haar boeke gelees. Mm. Karen Kingsbury ook skryf ek baie mooi. Dis wat ek wou sê, ek het 'n baie Francine Rivers vibe gekry toe ek nou. Maar Ja. ja. Ja, so ek wou graag 'n roman skryf Mm. en die storie gaan oor verslawing, oor ek gaan net so 'n bietjie agtergrond gee sonder om te veel weg te gee. Ja. So Elaine en Alex ontmoet mekaar as twee baie jong mense. Yes. Hulle raak verlief, hulle raak verloof Mm. en dan gebeur daar sekere dinge in hulle verhouding en Elaine gaan weg sonder om vir Alex te sê dat sy sonder enige verduideliking verdwyn sy uit sy lewe uit. Yes. En sy trou toe met hierdie man en hy mishandel haar toe. So sy is toe in 'n huwelik waar daar mishandeling is en dit gaan eintlik oor hoe sy gekies het om daarmee saam te leef. So sy wend haarself na alkohol. Sy raak eintlik maar 'n alkoholist. Ja. En dan gaan dit oor hoe sekere dinge toe nou uitkom en verander. Ek wil nou nie te veel weggee Ja, nie. maar nie. Ja. En sy kom toe nou uit die huwelik uit. Yes. En na 7 jaar sien sy weer vir Alex. En ons stop dit daar. Julle, dankie dat julle ingeskoon het graag. Ja. Okay, dit is Ja, cool. en dan gaan dit eintlik oor Alex wat 'n pastoor is, maar Okay. hy is hierdie man van God Ja. wat self 'n beraader is en mense help. En skielik word hy gekonfronteer met 'n situasie en hy kan nie vergewe nie. Ja. Hy weet nie hoe om te vergewe nie en hy word bitter. Yes. En skielik is alles wat hy Ja. geweet het, maak nie meer vir hom sin nie. So dan gaan dit ook oor sy reis om Ek te love vergewe. Ek love dit want ek dink soos dit daar's so 'n groot miskonsepsie onder Christene, onder die Christendom. Jy weet dat ons dink dat sodra die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, is alles net maanskyn en rose en verstaan my reg julle, dit is beter. Dis baie beter. Maar dis nie noodwendig makliker nie. En partykeer dink ek bevraagteken ons so maklik vir God en soos Here, hoekom moet ek nou deur dit gaan of deur dat gaan of deur die gaan of deur daai gaan? En dan is God soos maar ek sê vir jou, ek gaan jou dissiplineer. Ek sê vir jou ek gaan jou slyp. Ek sê vir jou ek gaan jou vorm. Ek sê vir jou ek gaan jou prune, né? En ons dink soos dit is nie van toepassing op ons nie. Jy weet, ek het mos nou my hart vir u gegee. En dan sê sy soos ja, ek's lief vir jou. Soos ek jou kry, maar ek het jou so lief dat ek jou verander en ek weet dit is so kliseë, maar dis die waarheid. Nee. Ek sê dit vir omtrent almal wat ek sien in berading, sê ek ons mag nooit die verskoning gebruik ek is nou maar hoe ek is. Want dis presies dit, dis eintlik my my sê ding daai. Maar ja, Die okay. Here is so lief vir ons dat hy jou vat net soos wat jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is. Amen. Ja. Amen. En dis iets wat hy die laaste ruk baie met my praat oor. Hy sê ek's lief vir jou. Jy moet ek weet Paulus sê vir ons verbly as jy deur sekere sekere dinge gaan want dit bewerk goed in jou. Dit bevestig goed in jou. So, Ja, en dis ek baie dink cool.
Wat ook baie sterk in die boek uitkom is ons identiteit in Christus en hoe belangrik dit is dat ons besef dis waar ons identiteit moet soek. Ja. Is in Christus. Ja. En ons storie, alles waardeur ons is, ons hele lewe lank, word ons getuienis. En die Here gebruik dit om ander mense te bemoedig en op te bou. Ek love it. Ja, Dis die basis van hierdie show. Verstaan, dit wat jy nou gesê het, ja. dis die basis van die Huntsman show. Is in die Openbaring sê dit, and they will overcome the enemy by the blood of the lamb and by the word of their testimony, né? En die Here het dit eendag vir my gegee na ek die show begin het. Dis nie hoekom ek die show begin het nie, net as 'n bevestiging van die stories wat hier gedeel word. Want baie min van my chats is soos ons praat oor 'n spesifieke punt, dit gaan gewoonlik dis op die persoon af, dit gaan oor sy storie, wat het God hom uitgered. En daai testimonies is so powerful, want daar sit 'n ander ou wat 'n verslaafde is, 'n dwelmverslaafde of alkohol verslaafde, of soos ek wat met gaming addiction gesukkel het. Daar's mense wat goed kyk en dan soos, yes, God het daai ou gered. Hy kan my ook red. Ja. Uit wat ook al my verslawing is. Maar sorry, ek het jou in die rede geval. Hoe ek dit sien is, jy weet met die nagmaal, dan vat ons die brood en ons breek die brood en ons sê dis Jesus se liggaam wat gebreek is vir ons. En ons drink die druiwesap, die wyn en ons sê dis Jesus se bloed wat vir ons gevloei het. Maar die hele hoe kan ek sê image van die nagmaal is vir my so powerful. Ek jammer ek meng nou. Nee, asseblief. Dit is my so powerful want as ons daai brood nie breek nie, kan dit niemand voed nie. So 'n heel brood beteken niks vir niemand nie. Daai brood moet gebreek word om mense te voed. En net so 'n heel persoon beteken niks vir niemand nie. Ons moet ook deur moeilike dinge gaan. Ons moet ook gebreek word sodat ons stukkies van ons lewe kan uitdeel aan ander. En op daai manier mense se geestelike honger voed. Dit is hoe die Here ons wil gebruik. En ek dink partykeer ons dink ons is op aarde geplaas om gelukkig te wees en dis nie so nie. Ons is hier om God se werk te doen. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. En dit is nie, né? En hy waarsku ons, hy sê ook in Johannes 16 vers 33, ek waarsku julle dat moeilike tye gaan kom, maar wanneer dit kom, wees bemoedig want ek het die wêreld oorwin. En dis vir my so mooi, want en ek skuldig hieraan, verstaan, ek praat hieroor want ek skuldig hieraan, as dinge moeilik begin gaan dan is jy vinnig om te vra, Here, hoekom nou dit? Maar ek dink soos hoekom is nie die verkeerde vraag nie, maar die manier hoe ons dit vra, die postuur is dalk verkeerd. Hoekom is 'n goeie vraag as jy dit vra, Here, hoekom gebeur hierdie met my? Wat moet ek leer uit? Wat is U mee besig? Wat is U besig om in my lewe te doen? Wat is U besig om vir my te wys? Waar moet ek verstaan? Waar moet gesny word? Want ek dink baie keer in ons lewens hou ons vas onbewustelik aan goed wat ons weerhou van hom en van sy volle blessing. En ek dink soos nou het jy gesê, jy wou skryf van kleins af. En toe jy dit sê, toe dink ek aan die talente, die parable of the talents. Ek is ook Mengels, moenie worry nie. En ek dink soos, jy weet, ek dink ek die ander dag gee die Here vir my hierdie openbaring of ek ervaar dit net in my hart. Meeste van ons operate hier in die area van die 5 talente. Die Here het vir ons 'n klomp talente gegee, maar ons operate net halfuur in die 5. Ons wil net gemaklik wees. Die ou wat die 1 talent gekry het, as jy nou mooi daaroor gaan dink, die ou wat die 1 talent gekry het, eintlik die maklikste werk gehad. Hy het 1 ding gehad waarmee hy moes woeker. Né? Nou as jy dit nou letterlik wil vat as talente, soos skryf of 'n praat wat jy ook doen, of wat ook al dit mag wees, dan sit jy al klaar met 2 talente. Nee, nou moet jy woeker in hierdie 2 talente. En verlang het God vir jou sê hierso, jy sien hierso as jy jou skryftalent, en hier is jou praattalent, en hier is hierdie talent, en jy het jou een heeltyd op hou gesit, maar dis die een eintlik waar daar blessing gelê het. En die ander is ook blessing. Nee, dit is jy praat regtig die waarheid. Maar dis vir my cool, jy weet, dis vir my soos maar ek glo ook die Here het sy tyd vir alles. Dis waar. En ek kan jou beloof as ek uit die skool uit gegaan het op 20 besluit het ek gaan skryf
Sou dinge 'n bietjie anders gelyk sou raak. ek nou nie hierdie voortgebring het. Ek hoor jou. Ek hoor So, jou. Ek hoor dis jou. ook maar gebore uit ervaring Ja. en selfseer kry Ja. en ja, my eie pad wat ek moes stap. Ek het op 20 sou ek nie hierdie gedoen het nie, want op 20 was ek nie naby aan die Here nie. Ek het direk na skool gaan ingenieurswese swat. Ek wou as jong meisie wou ek 'n predikant word. Yes. Ek het gereformeerd groot geword Okay. en ek wou predikant word. Ja. Maar daar't so baie dinge in my lewe gebeur en toe teen die tyd wat ek gaan swat het, toe wil ek net geld maak. Ja, ja. Ja. So toe gaan swat ek ingenieurswese en ek was eintlik daai stadium in my lewe so ver van die Here af. Ja. Ek het getwyfel, baie getwyfel. Mm. So toe moes ek ook nou eers daai pad stap. Mm. Ek is dankbaar vir die man wat die Here vir my gestuur het, want hy het my teruggevat na die Here toe. Awesome. En ja, toe eers weer omtrent op 22, 23 tot bekering gekom. Toe geweet ek moet in die bediening wees. Sure. Maar dis nie so maklik nie. Ja. Jy het skuld, jy moet werk. Ja, Johan ja. het nog geswat, hy was in sy finale jaar. Sure. So ek het alleen gewerk en Toe het jy nou in ingenieurswese? toe ek in ingenieurswese. Ja. En toe het ek 'n dosent geword by Tikkies. Okay. En dan dink jy mos maar okay, jy weet jy moet in daai rigting gaan, maar dis nie nou realisties nie. Ja. So dan ooreed jy jouself, jy's eintlik waar jy moet wees, nê? Ek onthou dit so goed en ek ken soveel mense wat hulle self ooreed nee, oor daai nie moontlik is nie. Ja. Is ek eintlik waar ek moet wees, so kom ek fokus, Ja. ek was ook maar daar. Ja. Maar uiteindelik het die Here vir my die pad oopgemaak en kon So ek in die bediening ingaan en ek is dankbaar daarvoor, maar dit was 'n lang pad Ja. en Hoe oud was jy toe jy nou besluit het om of toe dit gebeur? Vir soos 30. 30. So jy het vir 7, 8 jaar gewerk as 'n ingenieur. Ja, So. 8 jaar. En dan is jy ook gewoond aan daai inkomste Ja. en jy aan daai leefstyl en dan is dit nog moeiliker. Eintlik Dit hoe was langer moeilik. mense in dit is, hoe moeiliker raak dit om weg te tree van dit af, Ja. nee. Nee, dit was nie 'n maklike besluit nie. Ja. En ek het baie arm groot geword. Mhm. En dit was vir my baie belangrik om onafhanklik te wees. Ja. En ek het hierdie innerlike belofte gehad as jong meisie dat ek nooit sal toelaat. Ek sal nooit afhanklik wees van 'n man nie. Ja. Nooit. Ja. En hier op 30 kom die Here en sê vir my, los jou werk, los jou groot salaris, jy gaan afhanklik wees van jou man. So. En hoe freeing was dit vir jou? Ek weet nie. Dit was stresvol. Kan jy? Ek's nou gewoond daaraan. Ja. Ja. Maar dit was vir my, ek moes baie dinge afbreek. Ja. Innerlike beloftes wat ek gemaak het, moes ek afbreek en besef, maar die Here sorg vir jou. En as hy opdrag gegee het, dan moet jy gaan. Maak nie saak hoe onseker dit lyk nie. Ja. Hy sal wel vir jou die deur oopmaak en hy sal vir jou sorg en maar ja, dit het baie vertroue gevat. Ek kan net imagine. So, dis crazy, maar baie cool. Maar crazy. En toe het jy op die pik gaan swat, né? Hoekom nou jy's op die pik? Ja. Het julle in Pretoria gebly daai tyd? Ons is in Pretoria nog die Ja. hele tyd. Yes. Ek het aanlyn geswat, nie Potchefstroom. fisies gaan klas loop nie, ja. Ja, nee, want kyk, pikke is mos eintlik die gereformeerde ouens wat daar swat. O ja. Die dop, dis Ek het mos nie maar geweet eintlik- nie, Ja, ja. hulle is eintlik dis die doppers. Okay. En toe het hulle self, ons is nou al 'n ruk daar die OGS ouens, Ja. die Pinkster ouens. Yes. So die OGS kerk, ons kan net by Potch swat. Ja. En dan het ons nou uiteindelik na 7 jaar Ja. van hard werk, het ons nou ons eie teologiese college Regtig? gemaak. Ja, die IFMTC. Yes. So die IFM Theological College. Okay. So op daai stadium kon ek net Ja. deur Potch gaan swat. Okay. Ja, as ek 'n OGS geordende pastoor wou word. Ja. Ja. Maar gelukkig was dit was aanlyn, ja. Okay, dis cool. So sonder om jou ouderdom weg te gee, hoe lank is jy nou in die bediening? 10 jaar. Ja. Ja, wel, vandat ek begin swat het. Ek gee nie om as mense my ouderdom weet nie. Ek word 40 hierdie jaar. Okay, great. Wanneer Ja. verjaar jy? Julle moet vir haar geluk sê op haar verjaarsdag. Die 30ste Augustus. Baie geluk. Dankie. Is daar nog 'n entjie? Ek Ja, sê vir 'n rukkie in die 30s. Ja, jy moet dit geniet terwyl jy kan, hè. Mm. Hoorie, identiteit, nê? Ek wil graag praat oor identiteit want ek voel
veral ons as Afrikaners ons is geneig om ons identiteit in ons taal te kry, in ons rugbyspan, in wat jy weet ons afkoms soos boere. En ek wil nie hamer op die Afrikaanse kultuur nie. Ek is baie lief vir die Afrikaanse kultuur. Ek is self obviously soos julle kan hoor 'n Afrikaner. Maar dis so maklik vir ons, dink ek, om ons identiteit te verloor in ons afkoms en dit nie te gaan soek in Christus nie. En dis iets wat ek moes leer. Nou, en ek sê nie jy kry net jou identiteit in jou kultuur nie, maar jy kan ook jou identiteit kry in jou werk of jy weet baie mense soos Afrikaanse 'n commonality, 'n algemene ding in Afrikaans is as jy iemand nuuts ontmoet is, wat doen jy vir 'n lewe? Ja. Jy weet of wat doen jy? En dan jy sê dit amper so asof dit is wie jy is, jy weet, maar dit is nie wie jy is nie. En 'n baie interessante ding gehoor die ander oggend by 'n ou in my Bybelstudiegroep wat sê hy was na 'n partytjie toe gewees of na 'n braai toe met mense wat hy baie min, hy ken hulle nie. Of hy ken nie baie van hulle nie. En hy daai dag toe challenge die Here om net daai oggend sê die Here challenge om nie meer vir mense te sê wat hy doen nie. Maar hy moet iets anders sê, jy weet, en hy dink soos, okay, nou wat kan ek sê vir mense as hulle nou vra wie is ek of wat doen ek? En hy kry toe die idee dat hy vir mense begin sê, ek doen my beste. En ek het so gelag toe hy die storie vir my vertel, want die mense het fisies begin dink hy's mal, nee, omdat hy nie vir hulle wil sê wat hy doen nie. Maar hoe escape jy daai vraag? Want dit is so algemeen as jy nie mense ken nie. Maar in elk geval identiteit, wat is jou siening rondom dit? En ek het dis nou 'n gelaaide vraag, maar wat is jou siening rondom dit? En is dit nie 'n oorsaak van baie van ons probleme nie, omdat ons identiteit in die verkeerde goeders is? Definitief, ons soek ons identiteit in die verkeerde goed. Maar ons kultuur, ons taal, dis alles deel van ons storie. Ja. En op die ou einde van die dag is dit jou hele storie. Ja. Wie jou maak wat jy is. Ja. So, ek dink nie dis iets wat ons moet ignoreer nie. Dit is deel van wie ons is. Maar op die einde van die dag gaan dit daaroor, as jy jou identiteit in Christus soek, dan vat jy al hierdie dinge, jou hele storie, jou kultuur, jou taal, waar jy vandaan kom, en jy probeer kyk hoe jy dit alles kan gebruik om die Here, om vir die Here eer te bring. Ja. Maar wanneer ons sê identiteit in Christus, dan gaan dit daaroor, jy's die geliefde van God. En dit is seker die belangrikste stukkie van jou identiteit wat daar ooit kan wees. Ja. Jy is God se geliefde. Ja. Jy is his beloved child. Ja. En wanneer elkeen van ons, wanneer ons op 'n punt kan kom waar ons besef, ek is die geliefde van God, dan verander ons hele siening oor wie ons is en oor onsself, né? Ja. Maar dan kom hier en hy sê jou storie is jou getuienis. Dit is vir my altyd so lekker om te verwys na Paulus, né? Okay, so Paulus, ek is mal oor Paulus, maar kom dink net bietjie vir 'n oomblik aan Paulus. Hy word gebore as 'n Jood. Ja. Goed. Maar hy word gebore waar hy basies baie bekend word met Griekse literatuur, Griekse kultuur. Verstaan, hy bly op 'n plek waar dit baie prominent was. Ja. So hy verstaan dit. Yes. Hy verstaan Griekse kultuur, Griekse literatuur. Ja. Dan het hy ook Romeinse burgerskap. Hy word gebore met Romeinse burgerskap. Sure. Maar hy is steeds 'n Jood wat op die ou einde onder een van die beste rabbies gaan swat. En hy is 'n wetgeleerde en hy ken God se wet uit sy kop uit. En hier kom Jesus en hy roep vir Paulus. En dan sien ons hoe Paulus net toegerus was om uit te gaan en vir die heidene te gaan preek, want hy het hulle verstaan. Hy kon met hulle praat op hulle eie manier. Hy haal baie keer Griekse digters en so haal hy aan, want hy het dit geken. So hy kon met hulle relate. Okay. En hy het Romeinse burgerskap gehad en dit het hom hoeveel keer gehelp
verstaan, om nie vroegtydig Ja. gestop te word in Ja. sy mission nie. Yes. En ek glo dis met elkeen van ons so. Mm. Die Here rus ons toe Mhm. vir dit waarvoor hy jou roep. Ja. So as jy wil weet waarvoor is jy geroep, gaan kyk na jou storie. Mm. Gaan kyk wat het gebeur in jou lewe, Mm. want jy gaan dit gebruik. Yes. En gaan kyk waarin is jy goed en waarin jou talente en jou Ja. skills en jou gawes is alles deel Ja. van waarvoor Christus jou geroep het Yes. en jou identiteit in hom. Yes. Op die einde van die dag ken ons die belangrikste eienskappe van ons identiteit in Christus. Ons is geroep, Mm. ons is gekies, Mm. ons is vrygemaak, ons is geliefd Mm. en dit is wie ons is in Christus. Ek love dit. Ek like wat jy sê en ek dink dit is so waar want ek dink so baie ouens, ek het nou al soos ek sê, jy is nou my 77ste gas op hierdie kanaal. Ja. Wat so ek het al baie onderhoude gehad en ek het al met baie mense gepraat om op die show te kom en baie mense het al vir my nee gesê. En obviously 77 het al ja gesê. Maar van die mense wat vir my nee gesê het, was baie keer die rede hoekom hulle nee sê is hulle wil nie praat oor hulle ou self nie. Which I get en ek kan dit respekteer. Maar ek besef ook net soos hoe verheerlik jy God? Nie soos ek sê nie jy kan nie God verheerlik. Jy kan hom nie verheerlik as jy nie jou storie vertel nie. Jy kan obviously dit doen. Maar dis in my so ek sien nou die krag van testimony en ek sien want dit is wat ons hier doen, verstaan? En ek dink soos ek was vir lank ook. Ek het 2 jaar amper gewag voor ek my eie testimony gegee het. Want ek was net so nie bang nie, maar ek het ook was ook in daai bootjie van ek wil nie praat oor die ou Adrian nie. Die ou Adrian is dood. Jy weet, hy is gekruisig saam Christus. En dis alles waar. Ek lewe nie meer in daai identiteit nie. Ek het ook krap aangejaag, verstaan, toe ek net selfs in skool het ek krap aangejaag. Verstaan, so ek is ook deur al die bad stuff. Maar ek kan soos jy sê oor Paulus wat nou kan sê, wat gesê het, to the Greeks I was a Greek, to the Jews I was a Jew, to the Gentiles I was a Gentile, to the Romans I was a Roman. Ek kan ook nou met 'n ou praat wat sukkel met alkohol, want ek het gesukkel met alkohol. Ek kan met 'n ou praat wat sukkel met sigarette, want ek het gesukkel met dit, of met partytjie of whatever, verstaan, vrouens of pornografie of wat ook al dit mag wees. Die spektrum is wyd van probleme wat mense het in die wêreld. En dit klink nou snaaks, maar dank Vader, ek is deur dit alles en ek is aan die ander kant uit en hy het my verlos. Ja, en nou gebruik jy dit. En dan kan dit Jy gebruik. gebruik dit om sy koninkryk te groei. Exactly. En dis dan wanneer dit inkom, Romeine 8 wat vir ons sê, hy laat alles ten goeie meewerk vir ons. Yes. Selfs daai Ja. dinge wat ons aangevang het, Ja. waaroor ons nie noodwendig wil praat nie, maar selfs dit gebruik hy, as jy hom toelaat. Ja. En as jy op die ou einde van die dag jouself, hoe kan ek sê, as jy jouself daar vir hom gee, Ja. sê hier is ek, Here, ek wil Yes. die instrument wees. Yes. Gebruik Yes. my. Kyk, en dit is ook die eerste stap om oor dit te kom, né? Is om, want ek het baie van my issues. Moes ek net so sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Soos ek kan nie hierdie ding oorwin nie. Ek kan nie ophou rook byvoorbeeld. Ek het lank gesukkel met sigarette. Soos ek kan nie ophou rook nie. Ek lê myself nou neer voor U. Ek wil ophou, maar ek het nie die wilskrag om op te hou nie. Ja, Verstaan jy? En dan kom hy in en hy gee vir jou die krag. hy doen. Maar jy moet regtig wil verander. Dis die key. Dis soos hy kan dit vir jou oorwin, maar jy moet dit regtig oorgee aan hom. En dit is soos jou lewe ook. Hy sê the one who who wants to find his life will lose it, and the one who loses his life for my name's sake will find it. En dis vir my die coolste, want ek besef nou eintlik soos nog 'n bedoeling dalk agter wat Paulus ook gesê het, wat hy gesê het, I boast all the more in my weaknesses. Ja. Is eintlik daaroor. Nee, ek sê nie dit is daaroor nie, maar dit kan ook daarop gemik wees dat hy verwys na sy geskiedenis, sy weakness. En nou kan hy boast in dit want God het hom uit dit uitgehaal. Ja, en dit is in dit wat God hom
sterk maak. Ja. Dit is as ons self dink ons is sterk, kan die Here niks met ons doen nie. Ja. Dit is wanneer ons besef hoe swak ons is. Exactly. En in ons swakheid na hom toe kom en vir hom sê hier is ek. Ja. Gebruik my, Ja. wees my krag, wees my sterkte. Dis dan wanneer hy ons kan begin gebruik. Ja, en Paulus het erge dinge aangevang. Ons kan almal praat oor wat so goed ons aangevang het toe ons jonk was. Ja, Paulus was niks. Maar Paulus het moord gepleeg. En hy het nie net moord gepleeg nie, hy het Jesus se kinders, se mense doodgemaak voor God hom geroep het. En ek dink dit moes vir hom, hy moes homself verskriklik verwyd het Ja. vir dit wat hy gedoen het. Ja. Maar dit is ook so wonderlik want wanneer die Here kom dan maak hy jou vry van dit. Yes. En dan waarsku hy ons dat ons nie moet toelaat dat die duiwel ons herinner Ja. en ons weer laat voel ons is nie goed genoeg nie. Yes. Dis hoekom daai identiteit in Christus so belangrik is. Ja. Ek is God se geliefde, maak nie saak wat nie. Ek is vrygemaak van hierdie goed Yes. wat ek aangevang het. Yes. Dis verby, dis klaar. Amen. Ek kan nie meer verwyd word nie, ek kan nie meer beskuldig word nie, Yes. want Jesus se genade is nie Amen. goedkoop nie. Yes. En hy het vir my sondes gesterf en hy het my skoon gewas. Ja, so dit is ons identiteit in Christus. Dis wat dit is. Awesome, ek like dit. En dit bring my nou na jou nuwe boek toe. Die Ja. boek wat jy nou geskryf het vir kinders en ouers. En ouers. Eintlik meer ouers seker sal ek sê. Dis nie vir kinders nie, Ja. dis vir ouers. Ja. Ja. En dit is, okay, so hierdie is nou hierdie is spesifiek vir prison kids. Okay, en dit het obviously nou sin speel seker op kleur en sulke goed, né? Ja, ek sal nou vir jou die titel Ja, verduidelik. asseblief. Dit lyk net dat julle kan sien. Ek gaan laat sy vir my 'n foto ook stuur, dan kan ek vir julle die boek op die skerm sit. Maar is nog 'n groot hoor. Ek het gedink hy's bietjie kleiner. Hoorie, vertel ons 'n bietjie van hierdie boek, want dit lyk vir my baie cool en ek hou van die tagline. Dit is soos building children's identity on the rock, wat obviously nou. Jesus is. Yes, so Ja. vertel ons bietjie. So hierdie boek wat uitgekom het die jare tussen ons. Ja. Hy het in Mei uitgekom. Hy het April, sorry, ja, yes. uitgekom deur Luka Uitgewers. Ja. Maar dit was eintlik net vir my lekker. Dit was net vir my lekker. Ek het my meesters klaar gemaak in teologie en ek het besluit ek is nou moeg akademiese goed geskryf. Ja. Ek is net lus om iets lekkers te skryf. Yes. En dit was eintlik net Ja. eintlik was dit net iets wat ek wou doen wat vir my lekker was Ja. en toe doen die Here iets amazing met dit waaroor ek Awesome. dankbaar is. Ja. Maar hierdie is my lewenswerk waar ek al Yes. 10 jaar aan Ja. swoeg. Ja. So ek het my meesters gedoen in pastorale berading met kinders wat deur trauma is. Okay. Ja. En ek het 'n organisasie SCN Supporting Children in Need. Ek en 2 ander dames. Wat fokus daarop om kinders in huise van veiligheid te help. Ja. So ons kyk of ons voorsien in hulle basiese behoeftes Dis baie en cool. so. Ja. En dis kinders wat weggeneem is uit hulle ouerhuise uit as gevolg van mishandeling Ja. en trauma. Yes. So dit was vir my baie belangrik omdat ek so baie met hierdie kinders te doen gehad het. Hoe kan ons hierdie kinders help? Ja. Hoe kan ons hulle help om hulle identiteit in Christus terug te vind? Ja. Want dit is gesteel van hulle. Ja. Hoe kan ons hulle help om te besef hoe kosbaar en hoe waardevol hulle is? Ja. En 'n kind wat deur mishandeling is, dit tas hulle fisiese ontwikkeling van hulle brein. Ja. Verstaan? Hulle kan nie dink soos wat ons dink nie. Yes. Hulle dink nie soos 'n gewone kind nie. Ja. En hulle het regtig 'n probleem met hoe hulle oor hulle self dink, hoe hulle oor hulle liggaam dink, hoe hulle oor hulle haat hulle self meeste van die tyd. Dis erg. So hoe help ons so 'n kind om te besef hoe waardevol en kosbaar? Want hierdie ouer, en dis meestal kinders wat deur hulle eie ouers mishandel is. So hierdie kind wat is mishandel deur die persoon wat beloof het of nie beloof het nie, maar die een persoon wat eintlik na hierdie kind moes kyk Ja. en hom moes lief hê. Ja. So ja, dis erg. So hierdie boek, ek het 'n hele hoofstuk waarin ek verduidelik wat die impak is van, ek noem dit parental dysfunction. Ja. Dis nie noodwendig net fisiese mishandeling Ja. of emosionele mishandeling nie. Dit is oor die algemeen hoe ons met ons kinders praat, hoe ons met ons kinders omgaan. Ons het 'n manier in ons moderne ouerskap om
kinders toe te laat om ure voor 'n skerm Ja. tyd te spandeer. Ja. Ons het regtig 'n manier in ons moderne samelewing ons kinders emosioneel af te skeep om nie tyd saam met hulle te spandeer nie, nie te luister na hulle hartjie nie. Ja. Om hulle af te maak, verstaan, en Ja. om hulle besig te hou met selfs nie net met selfone of daai tipe goed nie, maar met aktiwiteite. Ja, ja. Ons is baie keer so, my kind moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. Dat daai kind na skool begin hulle al met aktiwiteite en hulle kom vanaand 6 uur eers by die huis en dan sit eet en slaap en in die bed. Ja, ja. En daar's nie tyd Om kind te wees nie. vir emosionele interaksie en daai koneksie wat jy moet maak met jou kind nie. So vir my is dit alles deel van wat ek in die boek noem parental dysfunction. En ek verduidelik mooi hoekom ek so sê en dan verduidelik ek mooi wat ons verantwoordelikheid as ouers is. Ja. En op die ou einde van die dag is dit nie om ons kinders te laat presteer nie, maar om ons kinders se karakter te ontwikkel en verhouding met hulle te bou. Ja. Dis die belangrikste. Yes. En dan gaan die boek basies, okay, so Prism Kids, Ja. jy sal sien daar staan Prison Kids, Yes. nee? Yes. So ek praat oor hoe ons aksies baie keer as ouers kinders in 'n tronk plaas. Ja. Want hulle kry sekere negatiewe selfpersepsies oor Ja. hulle self, vir Ja. alle kind wat deur erge mishandeling gegaan het, nee? Ja. So vinnig vir jou sê I'm not worthy. Ja, ja. Ek is nie belangrik genoeg nie, dis hoekom God my nie beskerm. Daai Ek is kinders, nie goed genoeg selfs. ek is nie nie, of goed ek sê, genoeg nie, ja, ek kan nooit iets reg doen nie. Ek is 'n niks werd. Die hartseer ding is meeste van die tyd sal daai kinders vir God blameer. Ja. Want hulle het heeltemal die verkeerde Ja. siening van wie God is. Ja. En hulle sal baie keer glo dit is God wat my in hierdie posisie geplaas het. God het my in hierdie huisgesin geplaas. So hulle sal hom baie keer blameer. Ja. So daar's ook baie in die boek om kinders te help om te verstaan wie God is, Yes. kinders se persepsie van God, Ja. hoe ons hulle kan help om te verstaan dat God is 'n God van liefde, alhoewel hy toelaat dat mense vrye keuse het. So hy laat toe dat ouers dinge doen wat hulle nie moet doen nie, want dit is die ouers se vrye keuse en God vat nie vrye keuse weg nie. Ja. Maar hoe God op die ou einde ook daardie kind kan beskerm en daai kind se lewe ook kan omkeer en alles ten goeie vir daai kind kan dat meewerk. Ja. Ja, so dis maar basies waaroor dit gaan. Ek gebruik die metafoor van 'n huis. Ja. So Op die rots. op die rots. So ek sê ons as ouers, dis ons verantwoordelikheid om ons kinders se identiteit te bou Ja. op die rots. En ons bou dit soos wat jy 'n huis sou bou. Ons lê 'n fondasie. Yes. Ons vestig sterk mure. Ons sit 'n dak op Ja. wat beskerm Yes. en wat keer dat die lewe Ja. se invloed nie ons kinders se identiteit beïnvloed nie. Ja. So ek gebruik dan die metafoor van 'n huis. Dis baie cool. Ja, maar ek het baie daaroor gebid en die Here het vir my hierdie versie gegee want ek het vir hom gevra, hoe moet ek hierdie boek skryf? Want ek is ongelukkig baie geneig om akademies te skryf, oor ek vir soveel jare Ja, akademies ek geskryf hoor, ja. geskryf het. Ja. En ek het toe gedink, hoe gaan ek hierdie boek skryf dat dit maklik lees Ja. en laat Ja, laat dit nie soos 'n manual of 'n ja, ek weet nie, dit moet soos 'n handboek klink Ja, nie. ja, ja. En dit is toe nou hoe ek voel ek gebruik die metafoor van om 'n huis te bou. En toe terwyl ek bid daaroor, toe gee die Here vir my hierdie vers en ek lees hom nou vir jou in Engels, maar Proverbs 24 verse 3 to 4. It takes wisdom to build a house and understanding to set it on a firm foundation. Sure. It takes knowledge to furnish its rooms with fine furniture and beautiful draperies. Toe dink ek ja, om werklike ouer te wees, wat ons kinders se identiteit bou op Christus, het ons wysheid nodig, sy wysheid, Ja. baie wysheid. Ja. En ons het kennis nodig. Kennis wat ons net by hom gaan kry. So ja, dit is waar dit gaan. Dit is so waar wat jy sê, want ek dink die ding is baie keer in soos weer eens as ek nou kyk in die gelowige milieu van gelowiges, kom ons sê in Christendom, dan sal ons baie keer vir 'n ou sê jy moet dit doen, maar jy sê nie vir die ou noodwendig hoe om dit te doen nie. Jy weet, jy sê net jy moet 'n goeie pa wees of jy moet 'n goeie ma wees. Maar okay, wat beteken dit? Hoe is ek 'n goeie pa? Hoe is ek 'n goeie ma? En dis nou wat ek die indruk wat ek hier kry, soos jy sê nou, jy moet 'n huis bou, maar
jy sê ook hoe jy die huis moet bou en dis wat vir my cool is. Jy weet, dis wat vir my cool is want dit baie keer gaan sit jy in die kerk en die pastoor sê jy moet dit doen, maar hy sê nie noodwendig vir jou hoe jy dit moet doen nie. Ja. En ek like dit dat ons bietjie meer in diepte ingaan met mense. En dat God, ek dink God roep dit. Jy weet, hy sit hierdie roeping op mense se harte en die wat gewillig is, vat dit. Wat hy begin instruksies gee oor hoe om goed te doen. Nou, ek weet ons genoeg instruksie in die Bybel, maar ek dink so min mense gaan spandeer actually genoeg tyd in die Bybel om te sien wat die instruksie is of wat die opdrag is. En ek hou van wat jy sê van die kinders en die identiteit, want ek wil gou teruggaan na dit toe, want ek dink aan John Eldridge en die seker ek dink is die tweede Christenboek wat ek gelees het, was Wild at Heart. Okay. En hy praat daarvan presies wat jy nou sê. Sy pa was nie physical abusive nie, maar emosioneel en verbally. ja, verbaal was hy baie abusive en sy pa het toe ook nou aan die begin van sy kinderjare was sy pa great, hy was daar, hy het belang gestel, hy het met hulle gespeel, hy het goed gedoen en toe begin hy al hoe meer tyd in sy shed spandeer en al hoe minder tyd by hulle en so het hy nou in half in hierdie trant geval dat hy toe begin drink het daar en hy het hierdie alkoholist geword en hy het sy pa te verloor eventually, sy pa het hulle net abandon, jy weet. En sy oupa het toe hierdie rol oorgevat in sy lewe van die vaderfiguur. En hy praat van hoe lank hy gesukkel het om God te sien as 'n goeie vader, as gevolg van sy pa. En dis presies wat jy nou sê, is ons veroorsaak nie net 'n skeer tussen ons en ons kinders nie, maar tussen God en ons kinders. As ons nie daai voorbeeld is van God en liefde. En ek het gister ons Bybelstudie gedoen met die kids en ek voel net so ek met hulle praat oor hoekom dit belangrik is om saam as gesin tyd te spandeer met God, as ook om alleen tyd te spandeer saam met hom. En toe kom dit net uit, jy weet, die kern van die hele ding was wat Jesus vir sy disippels sê, deur julle liefde vir mekaar gaan mense weet julle is my disippels. Ja. En ek dink so, en ek vra hulle toe soos hoe weet mense ons is kinders van God? Jy weet, en ek vra hulle en ek kan sien hulle weet nie regtig nie. Ek sê vir hulle, hierso sê gee Jesus vir ons die antwoord. Hy sê aan ons liefde as gesin vir mekaar en hoe ons optree teenoor mekaar gaan mense sien ons is kinders van God. Dit help veel jy sê vir iemand jy's 'n kind van God, maar hy sien ander gedrag nie. Jy weet, hy sien dat jy dalk altyd nors is of mislik of bitter of jy skree op jou kind of jy klap jou kind oor die kop die hele tyd of wat ook al dit nou mag wees. Ek wys nie vingers nie, ek deel ook partykeer 'n klap of twee uit, maar jy hoor wat ek sê. Ja. En dis vir my nogal cool. Ek hoor jou. Dis eintlik dit bring eintlik ek het nie eintlik wil verduidelik nie. Okay, So die skielik prison- jy nie rede gewas nie. Nee, maar die prison gaan nou oor die vals persepsies wat ons Ja. kinders glo oor hulle self. Ja. Maar die prism Ja, is 'n prisma. Ja. En 'n prisma weerkaats die kleure, Yes. nê? So dit is daai versie. Here's another way, Matthew 5 verse 14 to 16. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. Yes. En dit is wat ek met hierdie boek vir ouers wou sê. Ja. Hier's 'n manier en dit is gebaseer op die woord van God. Dit is Ja. nie my eie idees hierdie nie. Ja. Dit is baie woordgefundeerd. Jy sal sien daar's 'n heeltyd verse en hoe mense dit toepas. Ja. En dis ook ek dit noem dis 'n pastoral parenting plan, Yes. nê, want dit is eintlik om 'n herder, 'n pastoor te wees vir jou kinders. So belangrik. Dit is waaroor dit gaan. En ons moet ons kinders help om God se kleure Ja. in hierdie wêreld uit te bring. Ja. Dis die belangrikste. Ja. Hulle hoef nie fantasties te doen op sport nie. Ja. Hulle hoef nie te presteer die beste van die beste te wees. Dit is minder belangrik. Wat se rugby span jou kind speel, wat se netbal span jou kind speel, of op die top 10 is of nie. Ja. Dit is nie belangrik nie. Maar ons fokus baie keer op dit. En ons besef nie hoe belangrik dit is om ons kind se karakter te ontwikkel. Ja. Ons moet kinders daar buite, ons moet ons kinders kan uitstuur en hulle moet
vir die wêreld kan wys hoe ongelooflike God ons dien. Ja. Deur hulle liefde en hulle omgee en hulle vriendelikheid en hulle gasvryheid en hulle dit is die kinders wat ons wil groot maak. Kinders wat God se kleure weerspieël. Yes. En dis hoekom ek dit noem Prism Kids. En ons kinders sal Prisma kinders wees as hulle identiteit gebou is op die rots, Amen. op Jesus Christus. Amen. Hy is die begin. En die fondasie, soos jy sê, en dis vir my so cool, want dit kom eintlik terug na wat ek nou gesê het, van ons baie keer verwag ons goed van ons kinders, maar ons leer nie vir hulle hoe om dit te doen nie. En dit is eintlik nou wat jy hier sê, is om daai fondasie te lê, en dan as die fondasie gelê is, die mure op te sit, en as die mure op is, die dak op te sit, en as die dak op is, om te versier, en om die identiteit te bou, en dit is so cool, want dit is nie net, parenting is nie net 'n vinnige ding nie. Nee, Jy weet, dit is nie, verseker nie. dis obvious nie, ja, en selfs Vat nie baie net, tyd. selfs nie net 18 jaar van jou lewe nie, verstaan, dit is 'n ongoing thing, en dit is vir my so amazing, die dinamiek van die koninkryk, hoe die familie veronderstel is om dit te weerspieël. Ja. En dit is obviously eerste die verhouding tussen man en vrou, want God het my gechallenge, terwyl ek hierdie show doen, soos baie keer, dan challenge hy my soos, hoorie maar, ek en Johan, hy gaan dalk deur 'n moeilike tyd of ietsie, en dan challenge hy my en sê, maar jy sit hier en praat oor man wees en goed wees vir jou gesin en vir jou vrou, en dit en dat en die volgende, maar jy het nog nie dinge reggemaak met jou vrou nie, of jy en jou vrou het ruzie oor hierdie ding, of verstaan, en dit is so amazing hoe God die huwelik gebruik en die familie gebruik om die koninkryk te weerspieël op aarde. Want ja, in elk geval, ek wil nou nie te veel rant nie. En dit is net om op 'n punt te kom waar jy sê, ek wil leer elke dag wil ek beter wees. Ja. Want ek dink baie keer ek het 'n ouerskapboek geskryf, maar mense moet asseblief nie vir een oomblik dink ek is die perfekte ouer nie. Ek maak baie foute. Selfs terwyl ek die boek geskryf het, het ek my kinders gruwelik afgeskeep. Ek herken dit. En dan kom daai kleintjie by my en hy word nou 7. Ja. So hy was 5, 6 en nie nou nie, Christo. Mamma kan nie nou nie, ek werk. En dan dink ek, o, Jesus Here. Ja, dit is so. I'm not practicing what I'm preaching. Ja. En dis ook okay, ons kan nie altyd so hard wees op onsself nie. Ons is mense. Ons is mense. Maar as ons net op 'n plek kan kom as ouers waar ons altyd deur sê, ek wil beter wees. Ja. Ek wil vandag beter doen. Ja. Ek wil vandag een ding doen Yes. wat beter is as gister en ek leer uit my foute. Ek weet ek het gister jammer sê. Ja. Jammer, ek praat baie oor dit. Dit gaan nie oor of jy iets as ouer, jy gaan altyd iets as ouer verkeerd doen. Ja. Want jy's 'n mens. Ja. Maar om te kan teruggaan na jou kind en sê, mamma's jammer. Mamma het nie regverdig opgetree nie. Ja. Mamma was oorwerk en ek verstaan. Ek sê altyd een ding wat baie sterk deurkom in die boek. Is hoe om 'n wounded healer te wees. Ja. Ek het al aan 'n mooi Afrikaanse term gedink. Ja, 'n gewonde geneesheer. 'n gewonde geneesheer. Maar ons moet healers wees vir ons kinders. Ons moet hulle heal emosioneel. Fisies moet ons ook 'n pleister opplak so dan en dan, maar ons moet healers wees, nê? Maar ons moet dit wees uit ons eie, weer eens uit daai eie swakheid. Ons is swak. Die Here gee vir ons krag, maar being a wounded healer beteken terwyl jy vir jou kind minister, erken jy dat jy nie perfek is nie. Amen. Ja. So dis tipies as jou kind iets verkeerd gedoen het om te sê, weet jy wat, mamma was ook daar. Mamma het ook hierdie gedoen, of ek het ook so gedink, of ek het ook so opgetree, of mamma verloor ook partykeer my meer, mamma gooi ook partykeer tantrums. Doen ons almal nie. Ons doen. Maar ons niks wat ons kinders so moedeloos maak soos om te dink jy is perfek nie. Wanneer hulle 'n tantrum gooi, word hulle aangespreek, maar hulle weet, ons kinders is nie dom nie, hulle weet presies wat jy alles verkeerd doen. Ja, dit is so. En hulle is die eerstes wat gaan agterkom as jy skynheilig is. Dit is so. So om net glad nie skynheilig te wees by jou kinders nie. Ja. Wees vulnerable, erken jou foute, sê jammer, verwys na jou eie foute en hoe jy dit uitgeleer het. Ja. En dit is om 'n wounded healer te wees. En in my eie gesin, in my eie familie,
kan ek getuig dit werk. Dis baie cool. Dit is wat eintlik verandering in 'n mens se kinders bring. Ja. Nie as hulle dink jy is perfek nie. Ja, mens moet breekbaar wees. Jy moet vulnerable wees, né? En dis die ding. Ek het vanoggend het ek vir die Here weer gesê, Here, verwyder my intellek as dit kom by my kinders en as dit kom by my vrou. Gee U wysheid vir my, gee U understanding. Ek soek nie wat ek geleer het by my ouers of toe ek klein was om my nou deur my huwelik en deur my ouerskap te lei nie. Ek soek U wysheid. Ja. Jy weet, en dis die ding is, baie keer, ek hamer heavy daarop op hierdie show, om vir mense te sê, ek praat oor die goed wat ek mee sukkel. Ja. Verstaan, Nee, dit is almal doen. dis die goed wat God besig is om met my te praat, is die goed wat ek gewoonlik deel. So ek is nie hier om vir jou te preek nie, want ek is nie 'n predikant nie. Ek is hier om te deel wat God met my deel in my eie brokenness. Presies, ja. Want en ek love it, soos ek reference nou baie vir John Eldridge, maar hy het so 'n ding wat hy doen, noem die pause, wat hy vir God basically basies nooi hom in jou gebrokenheid in die plek waar jy seer is, en jy nooi hom in daai en jy sê, Jesus, ek is lief vir U in hierdie ding waarmee ek sukkel. Is ek lief vir U, bring U restaurasie, bring U die healing hier, want ek kan dit nie regmaak nie. En dis basically, ja, dis cool vir my. Ja. Ek sal graag hierdie boek ook wil lees. Wanneer, hoe kry mense hom? Wanneer, hoe werk dit? Hy is beskikbaar. Ja. Hy is beskikbaar by Willow Trading se aanlyn winkel. Okay. Ja, so ek kan vir jou Stuur vir my die alles. link stuur. Ja. Hy is op Amazon. Okay. Hy is op Kindle beskikbaar. Rarig. As die wat Kindle Unlimited het, hy is nou Gaan jy Audible doen? Ja. So hy is op Kindle Unlimited. So as jy dit Okay. het, kan jy hom nou verniet aflaai. Okay. En hy is by boekwinkels, by Exclusive Books. Ons het 'n hele paar Exclusive Books waar hy verkoop word. Okay. En ja, Cool. ja, mense kan my ook direk kontak. Okay. Ek het ook voorraad. Jy kan vir my sê wat ek kan stuur vir my wat ek kan opsit en dan sit ek dit op en dan kan julle sal dit hieronder kan sien as julle belangstel in enige van haar boeke. Daai boek is uitgegee. Is deur 'n publiseerder uitgegee, maar hierdie Prism Kids is wat jy sien self gepubliseer het. Maar soos julle nou gehoor het, dis beskikbaar by 'n paar plekke en daai ene kan mense waar kry. Selfe plekke of Ja, hierdie kan hulle as hulle hom wil bestel op Lukas se webwerf self. Hy's Okay. daar. Hy's op Takealot. ja. Hy's in al die boekwinkels. Okay. Ja, beskikbaar. So Okay. ja, ook op Amazon. Ek laat ek hom ook net vir julle wys, maar jy sal vir my ook prentjies stuur, nê? Die jare tussen ons. Dit lyk ook cool. Jy sien, baie dankie. Is daar 'n finale gedagte wat jy graag wil deel? Ek dink ek sal jou graag weer wil nooi om te kom praat spesifiek oor ouerskap. Ek dink is so belangrik. Ek het ek weet nie of jy vir Dr. Anke de Beer ken nie. Ek het haar nog nie self ontmoet nie. Ek het inteendeel Ja. 'n afspraak met haar geskeduleer gehad vir laasweek se Vrydagoggend. En dit het iets voorgeval, maar ek ken vir Hymery baie goed. Okay. So deur Hymery Ja. beplan ek om bietjie met Anke ook kontak te maak, ja. Ja, want ek het haar nou op die kanaal gehad en dit was vir my so insiggewend. Wat sy het nou obviously baie meer het ons gepraat oor nou digitale verslawing en sulke goeders. Maar ek sal graag weer eens net 'n beter prentjie wil skets vir ouers en sê, jy weet, dit help nie ons sê net heeltyd vir hulle wat hulle nie moet doen nie. Ja. Ons moet ook vir hulle sê waar hulle moet fokus. So ek dink as ons dalk 'n chat kan doen wat spesifiek gaan oor ouerskap en maar die realiteit is daar's mense wat hierdie kanaal kyk wat al vir my boodskappe gestuur het met baie hartseer goeders van waardeur hulle kinders is, veral na soos Dr. Anke op was en ek het 'n ander ou opgehad, Wayne de Beer, wat ek eintlik jou in kontak sal mee wil sit wat werk met child abuse en trafficking en al sulke goeders en dan kry ek boodskappe van mense wat sê my kind is amper getraffic en of my kind is dit ek wil nie eens goed noem nie, maar soos ek dink dit sal nice wees om vir mense 'n bietjie riglyne te gee van
obviously is dit belangrik om by 'n beraader uit te kom ook. Want dis nie weer eens, ons nie 'n quick fix vir hierdie goeders nie. Ek dink dit vat tyd en dan moet restaurering gebeur Ja. Ek dink net wat vir my belangrik is om ouers te equip. Ja, Want exactly. jy kan 'n kind na 'n beraader toe vat. Ek het al kinders gesien vir berading. Dan sien jy hulle vir een keer 'n week vir 3 sessies of 4 sessies of wat ook al. Maar as hulle huis toe gaan en hulle ouers weet nie hoe om die situasie te hanteer nie, dan help dit nie. Ja. Dit is soveel beter dat ons die persoon wat altyd by hulle is, Yes. toerus Yes. om hierdie kinders te help om oor Exactly. hulle trauma te kom. So Ja. dit is hoekom ek eerder met ouers werk. Okay, cool. Ja, want ek dink 'n mens kom op 'n sterker manier by die kind uit Ja. as jy die ouer kan bereik. Exactly. So ek dink as jy bereid sal wees, dink ek as ons so 'n sessie kan doen, net soos basiese goed waarna ouers kan doen om te help of om dink ek dit sal baie nice wees. En dan kan hulle obviously jou ook dan kontak as hulle verder wil gesels oor nog berading of nog equipping of wat ook al. Ja. Wat ek dink baie cool sal wees. Maar dankie vir jou tyd. Dankie, ek waardeer dit. Dit was Weereens baie lekker. dankie vir die uitnodiging en ek het dit geniet om vanoggend met jou te kuier. Ja, dit was Okay. lekker. Ek het dit self geniet en ek sien uit. Ek gaan hierdie enetjie vir my. Hierdie enetjie dalk sal ek dalk 'n go gee. Laat Johanna hom Ek lees gaan en dan kan sy om die waarheid te sê al my vriendinne Ja. se mans. het dit ook geleer. Nee. O. Nee. My vriendinne lees dit vir hulle voor in die aand. O, regtig? So hoor ek, ja. Ja, Okay. laasweek toe ons braai toe sê sy net vir my nee, sy lees dit voor vir Roan elke aand 'n hoofstuk. Okay. En hy geniet dit eintlik nogal baie. Ja. Maar ja, dit is seker maar meer Dis cool. vir vrouens, maar Ja. soos ek sê my eie man het dit geniet so. My pa het dit gelees. Okay. My skoonpa en Ja. ja, heelwat mans wat ek ken het gelees en terugvoer gegee en gesê hulle het dit geniet so. Okay, manne, julle hoor, hierdie is vir julle ook. Dis nie net vir die dames nie. Manne, koop hom vir jou vrou en dan laat sy hom eers lees en dan lees jy hom na die tyd. Of wat ek like van daai voorlees idee. Sal ook dan kan jy Audible sonder dat hy op Audible is. Ja. Jy luister hom in die aand Precies. saam met jou vrou. Maar baie dankie dat jy kom Okay. kuier het en ek sal alles vir julle hieronder in die description sit. En dan selfs op berading as julle wil uitreik na Eugene toe as julle welkom. Laaste ding, jy is hier in Wonderboom. Ek is. Het jy kantoor of 'n Ja, my perseel? gemeente is Prisma gemeente. Ja. Ja. So ek is daar by Prisma gemeente en Okay. dit is vir berading doen en Okay. bedien en so. Okay, cool. So julle kan onsself kontak vir berading. As jy wil leer hoe om beter te wees met jou kinders, kan jy dit doen. Of as daar probleme is of jy wil jou kinders bring vir berading, kontak vir Eugene. Moenie vir my kontak nie want ek is nie 'n beraader nie. Maar dankie dat julle ingeskakel het en ons hoop julle het hierdie chat geniet en ek dink daar's baie waarde in wat ons hier gepraat het en ons hoop julle het dit so gevind. Maar ons sien julle dan in die volgende episode. Baie dankie. Totsiens. Dankie.